'n belangrike vraag waarmee ons dikwels worstel is, kan my gebede God van plan laat verander? Het Abraham God se plan verander met sy voorbidding vir Sodom en Gomorra? Die antwoord is natuurlik nee. Die idee dat 'n mens die gedagte van die alwetende, onveranderlike God kan verander, is verkeerd, want dit sou impliseer dat God inligting kortkom of regstelling nodig het. En God se natuur is volmaak. Hy's vir ewig perfek en onveranderlik in sy wese, in sy gedagtes en planne. Maar in plaas daarvan dat Abraham God se plan verander het, het God Abraham se plan verander. Die voorbidding was 'n opvoedingsinstrument wat die Here gebruik het om die karakter en spesifiek sy genade en geregtigheid aan Abraham te openbaar. Gebed is nie om vir God nuwe inligting te gee of om hom oor te haal tot 'n ander manier van optrede nie. Gebed is eerder 'n gesprek wat die gelowige se wil in lyn bring met wat God se wil is. Mense verwys dikwels na sekere Bybelgedeeltes waarin dit lyk asof die Here sy gedagtes verander het. Maar dit is om God se optrede vanuit 'n menslike perspektief te beskryf. Dikwels word God se oordeel as 'n waarskuwing voorgehou. En indien daar bekering is, dan kan jy weet, dan is dit nie die Here wat verander het nie, maar dit is sy karakter om genade te betoon aan diegene wat na hom terugdraai. In die geval van Sodom, en jy weet die verwoesting wat by Sodom plaasgevind het, is die stad uiteindelik vernietig, omdat nie eens 10 regverdige mense gevind kon word nie. Dit het gewys dat God se oordeel regverdig was, want hy was bereid om die stad te spaar, as hulle daar was. In Eksodus 32 kry ons die episode van die goue kalf, dat die Here dreig om Israel te vernietig, en Moses tree dan in voorbidding vir die volk in, en dit lyk asof hy God van plan laat verander. Maar die Here het Moses tot voorbidding gebring, en dit as die middel gebruik om sy ewige plan van genade te betoon. Die dreigement van vernietiging was 'n uitdrukking van die Here se heilige toorn, maar sy uiteindelike doel was om hulle deur 'n middelaar se intersessie te spaar. Dit bring ons by Jona, wat in Ninive moet gaan optree, en wat moet sê oor 40 dae gaan Ninive verwoes word. Ninive is nie verwoes nie, omdat God van plan verander het nie, maar omdat sy karakter is om diegene te vergewe wat werklik berou het. As Ninive nie berou gehad het nie, sou die Here se oordeel hulle steeds getref het. Ons lees in 2 Konings 20, dat die Here sê Hiskia gaan sterf, maar dan bid hy en daar word 15 jaar by sy lewe gevoeg. Die Here het van ewigheid af geweet dat Hiskia na hom sou draai in gebed, en dat hy daardie gebed dan sou antwoord. Sy gebed was die instrument wat God gebruik het vir herstel. Net soos die Bybel sê dat God vlerke of hande het, dan weet jy dis menslike terme om te beskryf hoe sy onveranderlike karakter met menslike gedrag in wisselwerking tree. Goeie teologie wys dat God nie kan verander nie. As dit so was, sou dit beteken dat hy of onkundig of dat sy planne gebrekkig was, en dan sou hy nie die volmaakte gewees het nie. Daarom moet ons onthou, gebed verander nie God se gedagtes nie, maar hy wil hê, ons moet met hom oor alles praat. Kom ons bid saam. Here, in hierdie dag vra ons vir u vir ons daaglikse brood. Ons vra dat u koninkryk sal kom, dat u wil sal geskied. Amen.